Papa, Ja, jy weer 'n probleem? ja, ek wil graag weet, as 'n mense bande pomp, hoe weet mens hoeveel lug moet in, wat is die lugdruk in die band? Dit kyk, dit verskil van voertuig tot voertuig. Okay, Dit staan gewoonlik in die boekie okay. of baie karre het dit ook in die deur. Laat ek die deur vir jou wys. Daar sit so 'n plaatjie. Maar hy kan op verskillende plekke sit, maar is gewoonlik in die bestuurderskant deur. Okay. En hy sê dan daar vir my wat sy druk is. Ja, hy gee sy drukke hier. O, ek sien daar staan front, rear. Dis korrek. Okay. Voor, agter, want hierdie is 'n bakkie. Okay. Gewoonlik die algemene is om hom op tussen 2.1 en 2.2 bar te pomp. En ek hou daarvan om met my kar al 4 bande presies dieselfde te pomp. Okay. Is daar spesifieke tyd van die dag wat 'n mens die bande moet pomp of is dit net 'n mite? Nee, want die tyd van die dag maak nie 'n groot verskil nie. Wat wel 'n verskil gemaak het, of die bande koud is of die bande warm is. Okay. Moet nooit jou bande pomp wanneer jy sê maar halfpad Durban toe is. Want dan gaan die druk verkeerd wees. Hy gaan dan op druk sit wanneer hy warm is en uitgeswel is en as hy dan koud is hy te pap. Okay. So jy pomp jou bande gewoonlik wanneer die voertuig se bande koud is. Dit beteken jy ry van jou huis af tot 'n plek waar jy bande kan pomp. Ek verkies om na die bande spesialiste, die bande agente toe te gaan, want ek weet hulle meters is geëik. Okay. Dit is nie noodwendig dat die die gewone brandstofgarages se metertjies geëik is nie. Okay. Is daar's ook 'n mite dat afhangende van hoe hard jou band gepomp is, dat jy petrol bespaar. Ja, dit is korrek. Kyk, hierdie is net 'n riglyn. En dit is 'n riglyn wat gegee word deur die fabriek wat vir hulle die beste brandstofverbruik gee. So dis nie noodwendig die beste druk vir jou kar altyd nie. Okay. Maar dit is 'n riglyn. Maar die grootste probleem wat ons het is dat ons pomp hom, sê nou maar vandag, en veral by die ouer mense wag hulle 3 maande voor hulle hom weer pomp. Dan het die band pap. Jy moet hom gemiddeld 1 keer 'n maand, 1 keer 1 en 'n half maand moet jy die bande pomp. Dan bly die druk reg en jou bandformasie bly reg. As 'n band te hard gepomp is, staan hy so, dan sluit hy in die middel. Okay. As die band te sag gepomp is, dan sak hy so weg in die binnekant, dan sluit hy aan die buitekant. So by 2.1, 2.1 is hy ongeveer waar hy moet wees. Maar as jy te lank wag, dan doen hy dit en dan sluit jou band aan die buitekant. Okay. So dit is ook dan nie goed om te probeer petrol spaar en om hard op te pomp vir lang tydperiodes nie? Nee, werk nie so nie. Want die ander nadeel, as hy te hard is, begin hy spring. Okay. Veral op ons paaie wat nie 100% glad is nie baie mooi is nie, begin hy spring en dan sluit hy soos hierdie paaie, die sandpaaie wat sulke sinkplate het en voel hy ook soos 'n sinkplaat. Dan gooi jy daai band weg. Okay. So jou beste is om hom reg te pomp en gereeld te pomp. Okay. Meeste mense ry baie, dan is dit reg om elke keer as jy brandstof ingooi te pomp. Maar veral mense wat baie min ry, is dit beter om af en toe by die motorhawe aan te gaan of by die bandespesialis en te vra dat hulle hom net band vir jou pomp. Okay. Dankie, papa. Dis 'n plesier.